Welkom by die dagse oordenkings en ons kyk na Jesus se woord. Ons gaan aan Johannes 13 vers 17. As julle hierdie dinge insien en julle eie maak, sal julle geseënd wees as julle dit ook doen. Nou hierdie dinge wat Jesus van praat wat ons moet insien, is hy het gister gepraat het ons gesien wat hy sê hoorie wees nederig. Moenie meer dink van jouself nie en waar die wêreld die teenoorgestelde promoveer en aanmoedig, sê Jesus hoorie maar wanneer jy nederig is en dinge doen soos ek wil hê jy moet doen, gaan jy geseënd wees. Maar dit is vir ons moeilik partykeer om te verstaan en dink maar hoe? Hoe gaan ek geseënd wees? Want in die wêreld as ek hierdie en hierdie doen, dan bereik ek X. En as ek dit en dit doen, bereik ek Y. So ons het amper 'n maatstaf, maar hoe gaan ek geseënd wees as ek nederig is? En Jesus sê wanneer jy hierdie jou eie maak, wanneer jy werklik besef dat jy alles in hierdie lewe kan doen tot volle van jou vermoë, maar jy doen dit nederig, gaan jy besef hoe geseënd jy eintlik is. Dawid was seker Israel se beste koning. Want Dawid het geweet, die werklike koning van Israel is God. Dis nie hy nie, hy is maar net aangestel. En Dawid was nie 'n volmaakte man nie 'n volmaakte koning nie. Maar Dawid het geweet, God is sy krag. En hy het dit op 'n nederige manier gedoen. Daar was iets anders aan Dawid. En dis wat Jesus vir my en jou droom en wens en wil hê met ons in ons lewens toepas is, maak hierdie jou eie. Besef, die status en die sukses wat jy bereik, kom van God af. En daarom kan jy dit geniet en dan begin jy jou seëninge tel en sien, maar alles wat ek het, is seën uit God se hand uit. So ons word baie geseën. So vandag, die ou liedjie, gaan tel jou seëninge. Gaan sien hoe God jou werklik seën deur die manier hoe jy leef. En dit is 'n seën wat aanhou gee tot in ewigheid. Nie wêreldse belonings wat net vir 'n kort tydjie hou nie. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U ons bederf met seëninge en dat U ons elke dag seën en baie keer sien ons dit nie raak nie. Here, selfs toe Jesus aan die kruis sterf, was dit 'n seën vir die mensdom, maar ons het dit nie so gesien nie. Dit het na 'n dood gelyk, het gelyk of ons verloor. En wanneer ons die woord oor nederigheid dink ons baie keer 'n tree terug, minder van onsself. En dit is in 'n mate so, maar tog stel jy ons op en jy sê, maar ek gaan jou laat nog verder gaan in hierdie wêreld wanneer jy doen soos wat ek dit wil doen. Mag ons gaan en mag hierdie deel word van ons lewens, van ons harte, van ons denke. Dat ons presies verstaan dat wêreldse beloning is korttermyn en dit gaan stop, as beperkinge, maar U belonings is groot en lank tot in ewigheid. Mag ons na dit streef en vir dit gaan. Ek prys U en ek eer in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy weer ingeskakel het vandag. Ons gesels môre verder en ons kyk na nog 'n vers waar Jesus vir ons leer hoe om hierdie lewe reg te leef. Totsiens.